Marilee, goeiemôre. Goeiemôre aan al die luisteraars vanoggend. Ek kan sien dit gaan goed. Julle altyd smiles op julle dials. Ja, jy het die dag gemaak vanoggend, moenie worry nie. Ons kan ongelukkig nie vir die luisteraars sê hoekom nie. Nee. Maar ja, ag dankie dat julle weer hier is en ek sien uit na ons koffie saam na die preek. Baie dankie. Ja, ek wil net vanoggend vir die luisteraars ook sê baie dankie vir elkeen. Die Get Up and Go groep, ons Secret Pastor Bram van Beneke, vir hulle wat ook vir my elke dag gereeld boodskappe deurstuur wat ek op my program gebruik. Ek waardeer elke een van hulle. Ek wil vandag gepraat oor die dag wat dit vandag is, die oorspronklike dag, 16 Desember, wat in 1838 gebeur het, toe 'n gelofte voor God gemaak is. 'n Dag wat in 1994, 16 Desember verander is na 'n dag van versoening. Of soos ons in Engels wil sê, a day of reconciliation. Ne? Wat is versoening, geliefdes? Nou, as ons kyk na die algemene definisie van versoening, sê dit, versoening het betrekking tot verhoudings. Met ander woorde, dit is die herstel van 'n vriendelike verhouding, die aksie om eensinniging of geloof versoenbaar te maak met 'n ander persoon of persone. Maar as ons gaan kyk na die woord van God, dan sien ons versoening in die woord, het jy sy betekenis daarso. Dit beteken in die woord dat versoening die optrede is waardeur iemand of iets van sonde gereinig word. En ons kry hierdie die eerste keer in die Ou Testament in Exodus hoofstuk 29. En vers 35 tot 37 sê, so moet jy dan met Aaron en sy seun doen, net soos ek jou beveel het. 7 dae lank met hulle weidingdier. Jy moet ook daagliks 'n sonofferbul tot versoening berei en die altaar ontsondig deur daarvoor versoening te doen. En jy moet dit salf om dit te heilig. 7 dae lank moet jy versoening doen vir die altaar en dit heilig. So sal dan die altaar hoog heilig word. Elkeen wat aan die altaar raak, word heilig. Nou, baie duidelik is daar 'n verskil tussen versoening en 'n gelofte wat ook saamgaan met sy onderafdeling, 'n belofte. Nou, ons het net vroeër gehoor dat Marilee vir ons die gelofte wat 'n persoon deurgestuur het gelees, maar ek wil hom weer vir jou lees. En ek wil hê jy moet mooi luister, want ek glo hierdie gelofte wat in 1838 voor God gemaak is, as dit nie daarvoor was nie, dan wonder ek hoeveel van ons of van die nageslagte van daai tyd sal nog vandag hier rond in Suid-Afrika gewees het. Of sal almal al reeds uitgewis gewees het. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, om 'n gelofte wat aan God doen, né? As hy ons sal beskerm en ons vyand in die hand sal gee op die dag en datum elke jaar, as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. Met ander woorde, die gelofte sê hierdie dag is nie 'n dag vir hoë braaivleisviere nie, te kyk hoe kan ons hoe dronk ons kan word en daai tipe goed nie. Nee, hierdie dag is veronderstel wat die gelofte wat daar gemaak is daai dag, dat dit 'n dankdag sal wees soos 'n Sabbatdag. Soos 'n dag om by mekaar te kom in teenwoordigheid van God, 'n dag om God te loof en te eer. En dan gaan hulle verder sê en dat ons huis tot eer sal oprig, dat ons 'n huis tot eer sal oprig, dat dit hom behaag. Nou geliefdes, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar daai huis was opgerig 'n paar jaar daarna. Daar in KwaZulu-Natal, en daai huis is nie die Voortrekker Monument nie. Dis 'n kerkie, hy bestaan nog, hy is nog daarso. Die gebouetjie wat opgerig is tot eer van ons Hemelse Vader. En dan gaan die gelofte verder sê en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daaraan moet deel tot die nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Hoor mooi, tot vir die opkomende geslagte. Nou word die gelofte nog ooit met ons kinders gedeel. Die dag toe dit gekom het en die woord van God basies uit die skole en dies uitgevat is, en die gelofte dag weggevat is en dit 'n versoeningdag geword het alles weggeraak. Ek vra die jeug vandag en ek vra die laaste week, dan vra ek vir hulle, wat is gelofte dag? Dan sê hulle het nie klou wat dit is nie. Hulle het nie 'n idee wat dit is nie. Dis ons skuld as ouers, as grootouers, omdat ons nie ons kinders geleer het van gelofte dag nie. En ons wat na ere groot geword het waar dit nog gedoen was en gevier was. Ons
is skuldig daaraan, dat ons kinders nie in dit groot gemaak het nie. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Geliefdes, ons vra, hoekom gaan dinge soos dit gaan? Maar as ons teruggaan na die woord van God toe, en ons gaan maar terug Ou Testament, ek weet baie mense hou nie van die Ou Testament nie. Maar elke keer as die volk van God, Israel, en ons vandag as kinders van God, as ons terugkeer na hom toe, dan bring hy versoening in ons lewe. As ons weer daai gelofte aan hom maak, om ons maniere en ons manier van dinge doen en ons lewens te verander. En hy verbeter die dinge in ons lewens. Maar dan, sodra dinge begin beter gaan, dan gooi ons dit weg. Dan vergeet ons weer daai anker in ons lewe is. Nou, daar's 30 plus Bybelse skrifte, meeste in die Ou Testament, wat praat oor gelofte en beloftes. En daar's net een wat ek vir julle wil uitlig, en dit is in Rut. En dis die verhaal van Josafat. Onthou, Josafat het daardie stryd, daai oorlog teen die Ammoniete gelei, né? Nou, Josafat was 'n man wat beskryf was van absolute dapperheid. Hy was nie bang gewees nie, maar hy het 'n groot kop begin kry. Hy het begin dink, hy is untouchable. En hy het mos hierdie uitspattige gelofte gemaak aan God, om te sê, maar as jy vir my 'n oorwinning oor die Ammoniete gee, wanneer ek terugkom, die eerste ding wat uit my huis se deur uitkom, offer ek aan jou. En as jy Rigters 11:29 tot 40 gaan lees, dan sal jy vind, toe hy daar terugkom, daar by sy woning, toe kom heel eerste, wie was eerste uit, wat hom tegemoet hardloop, jubelend en juig en lofsang en prys, was sy enige dogter. Dis dit. Ek kan my dink hoe sak sy hart in sy skoene om te weet, en dit kom by hom op, maar ek het 'n gelofte aan God gemaak, gee my die oorwinning en ek doen die offer. En hy vertel vir sy dogter daarvan, en sy sê, pa, maar jy moet dit nakom. Jy moet dit nakom. Maar sy het net een versoek gehad. Hy het die versoek toegegaan, maar hy het sy gelofte gehou, en dis hoekom hy God na hom omgesien het, né? Nou jy sien, dit bring my by die anker in ons lewens. God is die anker in ons lewens deur sy seun Jesus Christus. Ons kan nie wil hê daai anker vat en ons wil hom uitpluk en uitruk en maak soos wat ons wil en hom net gebruik wanneer dit ons pas nie. En verwag dat God ons maar net moet bly oorsien nie. Verwag dat ons maar net alles honkie-dorie gaan hê nie. Ons moet terugkeer na dit wat ons voorvaders aan God beloof het, daai gelofte wat hulle gemaak het. As ons 'n verandering in ons lewens vir ons kinders en onsself wil teweegbring. Ons moet ons kinders vat en hulle leer van die Bybelse waardes, van die waardes van die woord van God. Hebreërs 6:19 maak dit duidelik, ons het hierdie hoop as 'n anker vir die siel, vas en seker, wat die binneste heiligdom binne gaan. Daai hoop is daar. Daai hoop wag vir jou, as jy jou anker opgelig het en gesê het, ek wil nou nie geanker wees nie, om hom weer te kan vasmeer. En sy naam is Jesus Christus, niemand anders nie. Geliefdes, ons almal gaan deur storms op 'n daaglikse basis. Ons almal gaan deur woedebye, ons almal het onsekerheid, ons almal het pyn, daar's teleurstellings in ons lewens. En ons laat dit toe, ons voel of ons daar soos 'n klein skytjie daar op die see is wat ronddopper in die grootste storms wat daar mag wees. Laat my dink toe Jesus daar op die skei gelê en slaap het, toe daai storms opgekom en die disippels sê vir hom, hoe kan jy lê en slaap? Kyk wat gaan ons gee nie om vir ons nie. Nee, hy gee om vir ons. Hy gee om vir ons, al het ons die anker gelig. Maar hy gaan nie inmeng in ons lewens nie. God verwag, as jy 'n gelofte aan hom gemaak het, om dit na te kom. Hy gaan jou nie forceer om dit na te kom nie. Geliefdes, ons anker, en ek wil vanoggend weer eens beklemtoon, is die woord van God. Ons anker is deur gebed. Ons anker is Jesus, ons saligmaker en verlosser. As jy vanoggend in storm sit, en ek weet, daar is duisende miljoene mense vandag wêreldwyd, wat sê maar, hier is nou 'n feesseisoen wat gekommersieel geword het. Dit gaan oor geld, dit gaan nie meer oor die medemens nie.
Hier en daar is daar nog Godskinders wat werklik waar omgee vir hulle medemense. Maar vir die meester gaan dit oor die eie ek. Dit gaan oor die kommersiëling daarvan. Wat kan ek in my sak sit? Wat se shine kan ek oor my kry? Ek weet, ek gooi so 'n bietjie mengels in vanoggend hier tussen alles deur. Die Vader sê, kom, dat ek jou weer anker. Hy sê vanoggend, kom, dat ek jou weer anker. Dat jy kan ophou ronddobber, wat jy kan ophou voel, dat die aanslag teen jou net te oorweldig is. Ek noem hierdie 'n silly season waar ons ingaan. Jy hoef my nie te glo nie. Hou maar net die pers, hou die media, sosiale media dop. Dan sien jy die uitroepe na mense wat sê, ek kan nie meer nie. Wat sê, ja, ek dink dit is tyd dat ek self dood doen. Ek dink dit is tyd dat ek dit doen. Ek dink dit is tyd dat ek en my familie nie meer hier moet wees nie. Mense lees dit en dan sê hulle, o, maar jy moenie dit nie, jy moenie dat nie. Dit help nie. Jy moet uitreik na daai mense toe, fisies, jy moet uitreik. En jy moet hulle terugbring na God toe, deur sy seun, Christus Jesus. Ek weet, dis harde woorde vanoggend, maar ek kan nie anders dan nie. Ek moet sê wat die Here op my hart lê, en hoe dit en wat hy vir my die boodskap gee. Ek is Vrydag weer op die lig. En Vrydag gaan ek gesels, en ek waarsku klaar, dit gaan vir baie mense nie aanklank vind nie, oor afgodsfeeste. Hierdie algemene afgodsfees wat hulle Kersfees noem, hierdie mannetjie met sy rooi baadjie, met sy lang wit baard, en die groen dingetjie wat hulle die grens of wat se ding noem, wat almal so hoe-ha oorgaan. Die kersboom met die liggies, die tusseltjies in daai goed. Ek gaan vir julle verduidelik, die bietjie tyd wat ek gaan hê, hoekom dit afgodsfees vieringe daai is. Want die woord van God maak dit vir ons baie duidelik. Ek vra vir julle vanoggend en ek smeek en ek spoot elkeen. Die van julle wat nie meer geanker is in Jesus Christus nie, anker jouself vanoggend. Draai terug na hom toe. Kom ons eer en loof van God en ons gee al die eer vir hom. Al die eer hoort aan hom. Nie aan my nie, nie aan u nie, maar aan ons almagtige God en hemelse Vader. Kom ons anker onsself weer in hom, deur sy seun Jesus Christus. Almagtige God, Vader, Here, ek vra vanoggend dat u hand oor elkeen sal laat gaan. Dat die Heilige Gees elkeen sal aanraak vanoggend, Vader. Daar waar hulle nog onsekerheid het of hulle ooit weer in u geanker wil word. Daar waar hulle nog nooit in u geanker was nie. Dat die besluit geneem word om te sê, ek is gemoeg. Ek is moeg om deur hierdie storms, hierdie wat so in my lewe is, deur Satan en die duiwel, rondgegooi te word, rondgeslaan te word. Vader, is tyd dat ek nou geanker word deur die Seun Christus Jesus, sodat ek stewig standvastig kan wees. Vader, laat die Heilige Gees ons lei wat se gelofte of belofte ons ook al vanoggend aan u maak. Laat dit ons sal onderhou en daarby sal bly, sodat ons die koninkryk kan beerwe. Daarom kom ek, Vader, en ek spreek aan vanoggend spesifiek die onheil, die leuns en dies meer wat Satan en die duiwel by ieder en elk implant. Kom ek in die naam van Christus Jesus en ek sny dit af. Ek verklaar dit tot niet. Ek verklaar dat dit afgesterwe, dat dit geen effek in enigiets se lewens meer sal wees, indien hulle dit so vat en aanvaar vanoggend nie. Indien hulle sê hulle werp dit uit in die naam van Christus Jesus. Daarom, Vader, dankie dat die woord dit vir ons duidelik maak. Ons hoef Satan en die duiwel nie te vrees nie. Ons hoef nie te vrees vir die mens wat nog onder sy invloed ook is nie, nog nimmer meer. Want Jesus Christus het alreeds die prys vir ons betaal. U enige gebore seun, daarso in die kruis van Golgotha, sodat ons lig en lewe vir almal kan wees. Laat ons lig en lewe oor ons medebroers en susters kan uitspreek. En daarom kom ek vanoggend en ek spreek lig en lewe, Vader, oor ieder en elke luisteraar vanoggend uit. Daar waar ook al my stem hoor, dat daar weer lig en lewe sal wees in elkeen se huwelik, se verhouding, se verloving, hulle finansiële omstandighede en situasies, elke liewe een se gesondheid, Vader. Vader, ek dink aan Tannie Letty, ouma Letty wat daar is in die hospitaal is, wat weer het by die ander heup nou gegaan het. Laat die hand van genesing daar wees, Vader. U ken haar hart, u weet wat so groot Godskind sy vir u is. Laat daar herstel sal kom, dat daar genesing sal kom, en volgens u wil, Vader, nie ons wil nie.
So ook ieder en elk wat vanoggend hulle self in 'n hospitaal bevind, of net siek in die bed, of miskien net met 'n loopneus, of net 'n bietjie 'n hoofpyntjie, wat hulle nie weet wat om mee te maak het. Dat U hulle sal aanraak. Vader, daar lig in lewe wees oor elkeen se persoonlike, geestelike verhouding met U. Lig in lewe oor hulle besigheidsondernemings wat U aan hulle toevertrou het. Elkeen se plek van werk wat U in hulle geplaas het, daar waar hulle in diens geneem is. En laat elkeen sy huislike geestelike welsyn weer opnuut vol lig in lewe is in die Heilige Gees. Dat ieder en elk weer alle eer, alle lof wat hulle doen tot ere van U en U naam alleen. Geliefdes, ek wil julle los vanoggend met die seën van ons almagtige God, die drie-enige God en Hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy seën en behoed U. Hy laat sy aangesig oor U verskyn en hef. Die Vader gee in julle vrede en hy sê, ek plaas my naam op julle harte vanoggend, sodat julle my seën kan ontvang, sodat julle my genade kan kry, sodat julle my vrede kan ondervind. Dit alles deur my opoffering, my liefde vir julle, van my seun Christus Jesus, in sy naam alleen. Amen. Amen, dankie.